Ons gaan oor die volgende paar weke gaan ons praat oor belangrike woorde in ons lewens. En vanaand gaan ons begin met 'n woord wat ek glo en wat ek weet soveel drome vernietig het, soveel verhoudings vernietig het, soveel seën van die Here van ons as kinders van die Here af weggehou het. En dis die woordjie uitstel. En dit is so 'n klein woordjie, maar dit het so 'n geweldige impak en wat die duiwel gebruik in ons lewens. En daar's 'n gedeelte in die Bybel, Handelinge 24 vers 25, is Paulus besig om die evangelie aan Felix te verkondig, en hy preek vir hom en hy hou vir hom die evangelie voor, en luister wat sê Felix in die gedeelte, en terwyl hy spreek, dis Paulus, oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix bevrees geword en geantwoord: gaan eers vir hierdie keer heen, en as ek geleentheid kry, sal ek jou roep. Weet jy wat ons sien uit hierdie gedeelte uit, dat die boodskap Felix geraak het. Hy het bang geword, hy het emosioneel geword. Maar weet jy wat, ons geraak so baie keer emosioneel en ons word geraak deur God se woord, maar ons reageer nie daarop nie, ons neem nie aksie nie. En weet jy wat, dis so tragies, want in die Bybel lees ons nooit weer van Felix dat hy 'n geleentheid gekry het om sy saak met God reg te maak nie. Ons lees nooit weer van hom verder in die woord nie. Die grootste tragedie is nie om nee te sê vir God nie, om te sê nee, ek wil nie aan hierdie evangelie gekoppel word, of ek wil dit nie aanvaar nie. Maar die tragedie is om te sê, ek sal môre, ek gaan uitstel, nie nou nie. As ek 'n meer geleë geleentheid kry, sal ek jou laat roep. En uitstel is die vyand van gehoorsaamheid. Wanneer ons die Heilige Gees met ons praat, vra hy reaksie. Hy vra dat ons moet reageer, en die vyand probeer nie altyd keer dat ons gehoorsaam is nie. Sy grootste wapen is dat hy ons probeer om net uit te stel, om dit môre te doen, of volgende week. Ek sal later bid, ek sal later vergifnis gaan vra, ek sal later vergifnis gee, ek sal later my lewe regmaak, ek sal later my lewe, my hart vir Jesus gee, ek sal later as die omstandighede reg is, tiende betaal, of ek sal meer Bybel lees of bid, maar God werk ongelukkig in die nou. Luister wat sê Hebreërs 3 vers 15, hy sê vandag, nou, as julle my stem hoor, verhard julle hart nie. In die tweede plek, uitstel gee geen waarborg van môre nie. Ons stel uit en ons neem aan dat ons môre nog gaan tyd hê. En ons het daaroor gepraat in die verlede. Ons weet nie of môre vir my en vir jou beskore is nie. Felix het gedink hy gaan later weer tyd hê, hy gaan môre en oormôre gaan hy tyd hê. En ons dink ook dikwels dat ons baie tyd gaan hê, ek is nog jonk en ek sal later my lewe verander. Maar niemand het die belofte van môre nie. Luister wat sê Spreuke 27 vers 1. Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal baar nie. Jy het geen versekering nie, jy het geen waarborg dat jy môre nog gaan lewe nie. En die Heilige Gees vra dat jy nou gaan reageer. Weet jy wat is die tragedie van uitstel? Is dit maak elke keer wat jy uitstel, maak dit jou hart harder. Dit verhard jou hart. Dit maak dit elke keer makliker om uit te stel. En elke keer wanneer ons God se stem ignoreer, word dit die volgende keer net makliker om te sê, ek sê nie nee nie, net nie nou nie. Die omstandighede is nie reg nie. Ek is net nie op die regte plek nie. Ek is nie op die regte plek in my lewe nie. En die gevaar van uitstel is nie dat jy wag nie, is dat jou hart al hoe minder sensitief word vir die inspraak van die Heilige Gees. Hy word harder, hy hoor nie meer die inspraak van die Heilige Gees nie. Felix het gebewe toe Paulus met hom praat. Dis emosie, hy het gevrees, maar hy het nie verander nie. En baie keer hoor ons God se woord, hoor ons boodskappe soos die ene, en dit raak ons emosioneel, maar ons reageer nie. En ek wil jou vanaand vra dat jy nie net emosioneel sal luister na hierdie boodskap nie, maar dat jy sal reageer op God se woord, want dit is krities belangrik dat jy sal reageer, omdat ons nie waarborg het oor môre nie. Emosie sonder gehoorsaamheid bring geen verander nie. En weet jy wat? God het hierdie woord gegee vandag, want dis God se tyd. God roep ons om altyd om vandag te reageer.
sodra hy my stem hoor. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, kyk, nou is die tyd van welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Nou. Dis die beste tyd om God te gehoorsaam is gister. Die tweede beste tyd om God te gehoorsaam is nou. Hoe gaan ons dit doen? En ek wil jou 'n paar vrae vra vanaand. Hoe stel jy jou verhouding met God uit? Stel jy vergifnis uit? Stel ek my roeping uit? Stel ek my bekering uit? Stel ek die stap van geloof uit wat God reeds lank op my hart gedra het? En weet jy wat doen die duiwel? Hy keer dat jy daai stap van geloof moet gaan neem en in God se plan moet instap. Want hy weet wat se blessings daar is vir jou lewe as jy daai stap gaan neem. Watter lewensveranderende stap dit gaan wees, en dis hoekom die duiwel dit keer. Dis hoekom hy jou laat uitstel. En God roep jou vandag, nou, om 'n reaksie te gee op dit wat jy hoor. Felix se verhaal is 'n ernstige waarskuwing vir my en vir jou. Hy was diep geraak, maar hy het uitgestel. Sy woorde was, as ek 'n geleentheid kry. Moenie wag vir 'n geriefliker, 'n meer aangename tyd, as dit vir met my beter gaan, of wat ook al die verskoning is nie. God se tyd is nou. Die gevaarlikste woord in my en jou lewe is nie nee nie, maar dit is later. En ek wil jou aanmoedig dat jy in hierdie oomblik, wanneer jy my stem hoor, wanneer jy hierdie boodskap hoor, dat jy sal reageer. Jy sal weet op wat jy moet reageer. Dat jy sal reageer en jy gaan sien wat God vir jou gaan doen as jy nie gaan uitstel nie.